Vleispryse kan daal soos vraag ook nou behoort te daal na Paasnaweek. Maar hierdie jaar is anders as vorige jare en kan ons interessante bewegings in pryse sien, veral met die stygings in brandstofkostes wat 'n groot impak op die bedryf kan hê. Hierdie Netbank vleisprysoorsigg word met trots aan jou gebring deur Netbank en John Deere. Die gemiddelde speenkalfprys vir kalvers tussen 200 en 250 kg het verlede week gestyg na R42,77, terwyl die top 40% gemiddelde prys verhandel het op R45,20, met die top 10% wat die beste genetika nou is, wat op R47,60 per kilogram ingekom het. Provinsiaal verhandel die Noordwes se speenkalfprys nou gemiddeld op R44,41, die Vrystaat op R44,47 en die Wes-Kaap laer op R38 per kilogram. Daar is 'n paar goed wat die vraag en aanbod van kalvers nou gaan begin beïnvloed. Ek hoor dat voer-idium baie skaars is en dat vraag na chop byvoorbeeld ook dan op is. Die kostes om kalvers by voerkrale te kry kan ook 'n groter rol begin speel. Ek dink dus dat kalfpryse bietjie kan daal of kan begin daal nou soos ons in Mei en Junie maand inbeweeg. Maar ek staan by my punt. Ek dink steeds aanbod van produsente gaan minder wees hierdie seisoen en gaan voerkrale dus pryse relatief hoog moet hou om meer diere na die voerkrale toe te kan lok. So die daling in speenkalfpryse kan moontlik minder as vorige jare wees. Die nasionale A23 slagprys staan tans op R61,75 en beweeg hierdie pryse maar baie sywaarts, met die C-graadpryse tans gemiddeld op R56,25. Dis nou nasionale gemiddelde pryse wat uitgesluit die Noord-Kaapse pryse waar dit aansienlik laer is. Hierdie is natuurlik die pryse voor ons Paasnaweek getref het, toe vraag nog relatief goed was en die verskriklike brandstofpryse nog nie heeltemal ingeskop het nie. Wat ek ook nou hoor is dat vraag verseker begin daal het na Paasnaweek en dat pryse reeds begin afkom het vir hierdie week. Dit klink of brandstofpryse moontlik met nog R10 per liter kan opgaan in Mei, wat gaan veroorsaak dat die verbruikersprys op die winkelrakke en die prys wat die produsent gaan kry nog verder uitmekaar gaan moet beweeg. Verbruikers gaan boonop meer onder druk kom met geweldige stygings in omtrent al hulle kostes, wat die vraag na bees- en skaapvleis moontlik meer onder druk kan sit. So, die daling kan moontlik dan meer na die produsentpryse se kant toe wees en hierdie pryse wat dan afgedruk word as die vleis nie oor die toonbanke skuif nie. Ek voel amper of ons weer terug in COVID tye is. So ek dink ons kan 'n soortgelyke prystendens sien as wat ons in 2023 gesien het, toe slagpryse gedaal het soos ons in die winter in beweeg het. Tydens opname het Iran en Amerika 'n skietstilstand bereik en oliepryse met ongeveer $15 weer gedaal het van ongeveer $110 na $95. Ek hoop regtig dit kan so aanhou en dat ons brandstofprysstygings vir Mei maand moontlik minder of moontlik 'n daling weer kan sien. As jy ons reeds volg op YouTube of op Facebook, baie dankie, jy maak hierdie werk vir ons moontlik. Maar as jy ons nog nie volg nie, maak asseblief gou dubbelseker. Dit kos jou niks nie en dit help ons regtig om week na week hierdie onafhanklike landbouanalises en markinsigte met jou te kan deel. So baie dankie vir jou ondersteuning. As ons oorbeweeg na die skaapbedryf, die gemiddelde stoorlamprys sywaarts gebly en staan dit nou op R47,65 met die swaarder slaglammers wat dan meer as 32 kg weeg op R45,96. Die Vrystaat se gemiddelde stoorlamprys staan nou op R48,31, die Oos-Kaap op R47,50 en die Noord-Kaap steeds op 'n aansienlike laer vlak as ander streke op R40,97. Ek dink steeds stoorlampryse behoort op te tel soos ons na Junie maand toe beweeg en aanbod dan aansienlik minder behoort te wees. Die A23 slagprys begin egter daal na R93,75 met die C23 of die ou prys nou op R72,75. Hierdie gaan verseker 'n unieke jaar wees met die Iran-oorlog se impak op ons ekonomie en verbruikers se vraag. Ons kan dus bietjie laer pryse in Mei maand verwag en dan bietjie hoër in Junie en Julie soos aanbod dan gewoonlik onder druk kom. Maar met vraag wat steeds laag behoort te wees, behoort hierdie bewegings relatief min te wees hierdie seisoen.
In die wolbedryf het die 20 mikron RWS prys gestyg laasweek na R264 met die nie RWS 20 mikron prys hoër op R242 per kilogram. Die gemiddelde RWS prys styg na R258 met die gemiddelde wolpryse in Australië ook hoër op 17,86 Australiese dollar per kilogram. Die pryse het weer geklim as gevolg van minder aanbod uit Australië, wat pryse vir die jaar ten minste op goeie vlakke behoort te hou. Grootbokpryse daal laasweek na R22,55, kleinbokpryse styg egter na R59,67, mediumbokke styg na R55,84 met bokoeipryse laer op R40,84. Dit lyk of ons van die begin van Mei maand weer bietjie beter pryse kan sien soos ons na Junie maand toe gaan met pryse wat van Julie tot Oktober weer op 'n hoër vlak moontlik kan bly. Die gevriesde ex-abattoir hoenderprys styg dan na R34,78 met varspryse ook hoër op R42,13. Die EQF-prys bly egter sywaarts op R38,50. Seisonale tendense dui daarop dat pryse wel bietjie moet daal nou, maar verbruikers se besteedbare inkomstes wat nou negatief geaffekteer kan word deur hierdie hoër brandstofpryse en die swakker wisselkoers, kan addisionele vraag veroorsaak vir hoendervleis en dalk die daling bietjie teenwerk oor die korttermyn. Die nasionale gemiddelde gegradeerde eierpryse styg dan laasweek na R21,75 per dosyn. Dit is nou natuurlik 'n gemiddeld vir alle grootes, terwyl ongegradeerde eiers gestyg het na R18 per dosyn gemiddeld. Kontak my asseblief op WhatsApp as jy ook aan hierdie eierprysopname wil deelneem elke week. Ons doen ook dan 'n opname vir bees- en skaapslagpryse as ook vir varkpryse op 'n weeklikse basis. Dit help regtig die bedryf al buite en dis ook verniet om aan deel te neem en jy kan dan eerste toegang hê tot al hierdie inligting as jy dan wel deelgeneem het. So ek sal jou deelname en ondersteuning in hierdie regtig waardeer. In die varkbedryf het die nuutste spekvarkprys dan gedaal laasweek na R40,38, vleisvarkpryse styg na R42,46 met die nuutste worsvarkprys ook hoër op R32,61. Varkpryse behoort nog laer te bly tot in Mei maand en kan moontlik van Junie of dalk eers in Julie maand weer begin opwaarts beweeg. Daarna sien ons gewoonlik pryse wat dan in 'n opwaartse tendens bly tot en met die einde van die jaar, soos vraag ook dan gewoonlik verbeter. Die grootste vraagfaktor vir varkvleis is gewoonlik die verwerkte sektor wat konferensies, troues, jaareindfunksies ensovoorts insluit. Die funksies stel gewoonlik op soos ons na die einde van die jaar beweeg en dus die vraag na varkvleis ook verbeter. In die voermark het die binnelandse graad 1 lucernprys gebly op R3,500 per ton, graad 2 lucern steeds op R3,100 en supreme lucern op R4,500. Ons behoort binnekort met hierdie seisoen dan nou klaar te maak, wat lucernpryse gewoonlik dan met so R400 of R500 kan laat styg, soos aanbod ook dan minder raak. Choppryse het voor die Paasnaweek skerp gestyg weens minder mielies wat gemaal was en dis aanbod van chop wat ook dan baie af was. Die prys het net so onder die R3,000 per ton gedraai. Maar na die Paasnaweek het vraag weer skerp begin daal en aanbod weer begin optel en pryse het dus gedaal na R2,750 per ton gemiddeld. Om op te som, landboupryse wys tans gemengde tendense met speenkalf en wolpryse wat ondersteun word deur laer aanbod, terwyl slagpryse vir bees en skaap onder druk kan kom weens swakker vraag en stygende kostes, veral die brandstofkostes. Ons beweeg waarskynlik nou ook in 'n tydperk waar pryse korttermyn kan verswak, soortgelyk aan vorige jare, maar die impak kan moontlik minder as gevolg van beperkte aanbod wees. Die res van die markte, insluitend vark, pluimvee en voer, bly sensitief vir verbruikersdruk en insetkostes met moontlike herstel later in die jaar dan ook moontlik. So daai was jou Netbank vleis- en voerprysoorsig wat met trots aan jou gebring was deur Netbank en John Deere. Baie dankie dat jy ingeskakel het en sien volgende week weer.